welcome back to the vlog. Happy first week of June. Vir hierdie week se vlog het ek gedink om 'n bietjie iets anders te doen, die my maand te recap. So al die lekker goedjies wat ek gedoen het, al my favorite oomblikke, favorite meals wat ons gemaak het, enige routines wat ek het vir my, wat ek nou in gaan vat in Junie ook. So ja, let's get into it. Eerste is my favorite most worn pieces of the month. So hierdie is goeders wat julle al in basis elke liewe vlog gesien het. Starting with hierdie wit trui van Pull & Bear wat ek nog per se gekoop het. Ek love hierdie trui, I wear it to death. Dan volgende wat julle al ook baie gesien het, is hierdie blou trui van my. Dit is soos 'n baadjie. Ek weet mens kan dit dra soos 'n baadjie of soos 'n trui, maar I've been loving this en ek het dit letterlik met alles gedra. Plus ek dink hierdie blou is nogals my kleur. Sticking with the jersey themed, hierdie klein truitjies, ek het dit in soos nog 2 kleure. So hierdie is my gele, alhoewel dit lyk my baie beige, maar dis geel en dan het ek 'n gryse en 'n streepie swart en wit ene en ek love net hierdie toppies of truitjies. In terme van jeans, hierdie jeans het ek actually net uit die was uitgehaal want ek dra dit so baie. Dit is soos 'n baggy high-rise jean met very cool cuff detail. Soos ek sê, dit is soos very slouchy en comfy. Dis hoekom ek die hele tyd daarin leef. En aan die ander kant van die coin is weer hierdie pyjamas. Ek love it. Dit is 'n katoen, stretchy katoen met hierdie detail en soos die onderkant met die broekie. Ek voel dit is my super comfy PJs wat ek baie dra, soos die hele tyd wil dra. En dan laaste is my loafers. Ek het hierdie loafers 'n paar jaar terug gekoop toe dit 'n trend was, toe soos loafers het begin 'n trend word. Toe koop ek dit, dit was die super chunky, toe was so super chunky loafers baie populêr. Hierdie is nie super chunky nie, dis van Aldo af. Maar toe het ek hulle nooit gedra nie, maar ek het nooit geweet hoe om hulle te style of enigiets nie. Maar I've been loving hierdie skoene, want dit is lekker slip-on skoene. Ek trek dit aan met so swart kouse. Ek het actually nou gister vir my soos deurskynende swart kouse gekoop, of nie soos deurskynende, maar soos very see-through swart kouse gekoop om met my loafers te dra, want ek voel wit sokkies en die loafers lyk dit 'n bietjie weird. Ek weet dit was 'n trend, maar dit lyk weird. So ja, dit is my most worn pieces of May. My highlights, soos my gunsteling oomblikke van die maand of memories van die maand, is definitief een toe ek en Gina Klein Café toe gegaan het. Ek is actually nou in die kar op pad soontoe om ons pottery op te tel. So dit was net dit was in die begin van my gewees. Gina was afgewees vir die eerste keer wat ek alweer gesien het in soos 'n regtig lang tyd. En dit was net sulke special memory. My tweede gunsteling memory, en geen spesifieke volgorde nie, maar tweede gunsteling was definitief daai naweek van Moedersdag wat my ouma hulle kom kuier het en net tyd wat ek 'n bietjie spandeer het met my ouma in Mei was my baie lekker geweest. My ouma is so snaaks. So obviously love it om tyd saam met haar te spandeer. Quick intermission. Ek gaan nou eers Custodian toe. Die beste pasties Nata bakery. Vinnig pasties Nata optel voordat ek terug gaan huis toe. Terwyl ek nou op die Kaapse stylse bult sit in by die rooi lig, het ek ook nou gedink, hier gaan dit groen. Okay, wag. Handbreek. Okay, anyway. Ek dink ook, wanneer was dit 'n paar naweke terug toe die Cape Town Marathon was. Dit was ook vir my sulke highlight geweest. Ek weet nie, dit was net so gees, ons het kerk toe gegaan en toe net buite die kerk het hulle daar by die tuine uitgekom. En dit was net vir my so baie gees. En ek weet nie, ek dink Louisa of iemand het 'n story gepost en toe sê sy raak so emosioneel en toe sê ek raak ook emosioneel as mense goed doen wat hulle wil doen of wat hulle goed is in en wat moeilik is en hulle succeed daarin. Dus ek het sulke mooi oomblik geweest. Nog 'n highlight is definitief toe ek en Jace die Pipe Track gaan stap het. Dit was net sulke mooi view en ek het so lanklaas in die berge gaan stap, so dit was net vir my so lekker en veral met Jace ook was dit lekker. Ons het die heel pad gestap, views oor die see en die berge en toe op die einde het ons tee en wraps wat ek ingepak het gehad. Ja, dit was net 'n baie lekker memory. Terwyl ek nou in die kombuis is, kan ek seker sê wat my gunsteling kos moments was. Definitief een van hulle was in die begin van die maand het ons Dias toe gegaan. Ek love Dias, ons het 2 platters gehad met lekker trinchados en peri chicken, flippin lekker. Definitief nog 'n highlight is die viskoekies wat ons gemaak het van die snoep
Daar was baie lekker. Ons het viskoekies gemaak. Wel, ek het die viskoekies die vorige dag gemaak met kaas in die middel en ons het ook dit gemaak met soos noodles. So dit was so 'n hele Asian inspired dinner. So dit was baie lekker geweest. Die enchiladas wat ek maak is baie lekker. Ons het ook in die week of in die maand het ons daai aubergine pasta gemaak. So die kamata wat geblik was net al eiervrug en olywe en kuipers en al die lekker goed. Ons het ook die Francesina gemaak wat lekker was. Ek het hierdie goed nou so verbrand. Anyway. Die Francesina was baie lekker geweest wat ons ook gemaak het van Portugal. Ons sal dit definitief weer maak. Daar was nou 'n first attempt in die baie eerste keer wat ons dit gehad het vandat ons in Portugal was. En dan laaste, hoe kan ek vergeet, was my lemon meringue pie. Oh my word, dit was so lekker. Veral nou dat dit suurlemoen seisoen is, gaan ek definitief hierdie maand baie suurlemoen goed doen. Dalk moet ek actually soos 'n video doen oor suurlemoene. Maar ja, die lemon meringue pie was baie lekker geweest. My current routines van my maand is ook om elke middag 3 uur, of actually op die oomblik is dit soos nader aan 4 uur, maar elke middag sit ek in my stoel met 'n koppie koffie of tee. Hierdie is nou toevallig tomatiesop wat ek nou net gemaak het. En dan lees ek my boek. Ek probeer elke dag soos 50 bladsye lees en ek is al relatief ver. Dan ander routines wat ek al my half in 'n gewoonte gekom het hierdie maand is ek word elke oggend voor 8 uur wakker en dan probeer ek teen 9 uur op en aan die gang te wees. Obviously het ek nie veel wat ek doen deur die dag nie, maar ek wil nog steeds probeer op en wakker wees. So gewoonlik teen 9 uur is ek op en uit die bed. Ek maak ook my bed 'n bietjie anderste op, soos julle sal sien. Doen dit al soos 'n hotel method en ek love it, want dit voel my lakens breathe deur die dag en dan teen die tyd dat ek weer in die aand in my bed klim, voel alles very luxurious. En dan deur die dag, as ons nou teen die einde kom, die routine, ons maak ook hopeloos te vroeg kos. Ek weet nie van julle nie, maar aangesien die son so vroeg sak en dit so vroeg donker word, wil ek net vroeër begin met aandete. So letterlik party aande voor 6 uur begin ons al met aandete en dan eet ons 7 uur. Eet ons 7 uur aandete en dan is die hele aand al, okay, cool, wat nou moet ons nou doen? Ja, daai is net my paar current May routines wat ek opgelet het. Nou gaan ek maar weer boek lees. In terme van al die en / my favorite movies en shows van die maand, ons het nie actually so baie gekyk nie. My pa hulle doen soos elke maand 'n ander streaming service of elke 2 maande elke streaming service. So ons het hierdie maand vir Apple TV gehad. Een baie goeie show wat ons gekyk het was Stick met Owen Wilson. Regtig 'n goeie show, so 'n golf show wat ook al. En ons het ook Eternity. Oh, ek wou so lank Eternity kyk, die movie met Callum Turner en Miles Teller. Ek wou dit al so lank kyk, dit was regtig goed geweest. Baie dieper as wat mens verwag, maar dit was baie goed geweest. En dan nie op Apple TV nie, het ek The Drama gekyk. Ek het dit sommer gestream. Ek is baie bly ek het dit gestream en nie in die movies gaan kyk nie. Sorry, dit was nie vir my die moeite werd om dit in die movies te kyk nie. Ek is baie bly ek het dit gestream. En dan het ek ook off campus gestream. Oh my word, ek het letterlik daai show soos in 1 dag klaar gekyk. En ek wil dit actually rewatch, want dit is net soos ek weet nie, teenage drama, ek love it. En obviously die karakters daarin was amazing. Ja, ek dink dit is basies alles wat ek kan onthou of my favorites was. Soos ek sê, ek het probeer nie te veel series kyk nie, ek het meestal my boek gelees. En ons het in die aande het ons soos 1 episode gekyk of wat ook al. So, ja. En laastens, my gunsteling ding van hierdie maand is definitief hierdie klein little YouTube video's wat ek maak. Ek weet dit is soos ek sit nogals baie moeite in dit. Ek weet nie of julle kan agterkom nie. Ek hoop julle kan agterkom. Ek sit nogals baie moeite in. Maar dit is net soos 'n fun creative outlet vir my en ek hou daarvan dat dit half net julle weet daarvan en dit is al 'n bietjie soos 'n secret. Ek het nog nie regtig enigstens bemark op social media of enigiets soos dit nie en ek dink ek sal nie. Ek hou daarvan dat ek net kan 'n video maak vir my close personal friends, wat julle is. So ja, dit is net vir my 'n baie lekker adventure en hopelik die maand van Junie gaan net so fun en besig en lekker wees. So ja, sien julle volgende keer.